geheime van die 3 stoele. En Josua, gaan julle vandag sien, was sy eerste stoel Christen. Ek gaan nou vir julle alles dit verduidelik, maar ek wil dit net hier in die begin sê. Hy het die woorde gesê, ek en my huis sal die Here dien, maak nie saak wat nie. Dit is 'n eerste stoel Christen en dit is die teken en die voorbeeld van 'n eerste stoel Christen. So, tydens hierdie reeks wat ons gaan doen vandag, en wat ons volgende week gaan doen, ons gaan dit oor 2 Sondae doen, gaan ons verseker mense gekonfronteer word met die waarheid, en ons gaan 'n keuse kry om daarop te reageer. Okay? Dus net soos wat die Here vir ons vanoggend 'n deurbraak gegee het, met ons klank, wat ons gesukkel het, net so gaan die Here vir ons 'n deurbraak gee in sekere areas in ons lewens, as ons hom daarvoor vertrou. En vanoggend gaan ek vir jou 'n baie belangrike vraag vra. Waar sit jy en jou familie vanoggend? Is dit op stoel 1? Is dit op stoel 2? Of sit jy in jou familie op stoel 3? Nou jy gaan sien tydens hierdie reeks, wil ek nie net met jou hieroor praat om jou te inspireer, of net vir jou goeie lering in die Bybel gee nie. Nee, ek wil God vertrou om lewensverandering te bring in die verskillende areas van jou lewe, waaroor ons hier gaan deel. So dis belangrik. So hê vanoggend 'n diep verwagting in jou hart daaroor. Okay? En nadat jy die waarhede gaan hoor van die 3 stoele, gaan jy self ook nooit weer dieselfde wees nie. En jy gaan baie duidelik weet waar jy as mens jou geestelik bevind. En dit gaan van jou 'n keuse vra ten opsigte van jou lewe. So ek wil hê jy moet oop wees daarvoor. Moet oop wees daarvoor. So wees gewaarsku. Waaroor ons vanoggend gaan praat is lewensveranderende waarhede. Hoe weet ek dit? Ek weet dit omdat ek die 3 stoele visueel vir julle gaan modelleer, en dit gaan vir jou in 'n posisie sit om te verstaan waarheen jou lewenskeuses jou geneem het, tot en met nou, wat betref jou waardes en jou verhoudings. En die stoele gaan ook vir jou baie duidelik uitwys, wat is God se beste lewenskeuses vir jou, en waarheen jou vorige en jou huidige lewenskeuses vir jou en jou familie gaan neem vir die toekoms. En as jy ook weet op watter stoel jy sit, dan kan jy ook bepaal wat jy volgende moet doen om geestelik te groei. Dit gaan vir jou 'n baie duidelike prentjie daarvan gee. So, kom ons sluit ons oë vanoggend en ons sê eerstens, Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie Here dat ons vanoggend kan sing. Sonder die Gees kan ons nie, want Here, as ons nie U Heilige Gees in ons lewens het nie, is alles wat ons hier sê en doen vanmôre nie van krag nie. Maar dankie dat U Heilige Gees vanoggend kom, Here, en vir ons krag kom gee, vir ons ontvanklik kom maak, Here, al voel ons vanoggend moeg, al voel ons vanoggend oorweldig, al voel ons vanoggend, Here, partykeer nie eens lus om te luister nie. Maar dankie dat die Heilige Gees ook vanoggend kom, Here, en U woord kom lewend maak vir ons harte. Dankie, Here, dat ons vanoggend in vryheid hier kan sit. Dankie dat ons vanoggend, Here, kan terugkyk oor die woord en die geskiedenis van die Bybel, en hoe ons kan sien, Here, hoe U ook deur die generasies met ons praat, en waar U ook vir ons kan wys. Net soos wat U die generasies geneem het, en hoe sekere goed in die generasies gebeur het, Here, hoe sekere goed ook maar in ons lewens vandag gebeur.
En daarom, Here, wil ek U vra dat U vanoggend sal kom deur die Heilige Gees en hierdie boodskap lewend sal kom maak vir elkeen hier teenwoordig, maar ook vir elkeen, Here, wat vanoggend na hierdie opname gaan luister. Dis my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Soos wat julle kan sien, is die 3 stoele voor julle, en elke een van hierdie stoele verteenwoordig 'n persoon se geestelike status of posisie voor God. Die stoel aan my heel regterkant, dit is nou julle linkerkant, nê, verteenwoordig die eerste stoel. En die middelste stoel verteenwoordig die tweede stoel en daardie een verteenwoordig die derde stoel. So ons kan hierdie 3 stoele, die 3 stoele van geloof noem, omdat hulle so 'n perfekte beeld vir ons gaan gee van hoe elke mens hier op planeet Aarde leef en waarmee hy homself besig hou. So hoe lyk 'n eerste stoel persoon dan? So ons praat van die eerste stoel. Hoe gaan so 'n tipe persoon lyk? 'n eerste stoel persoon is 'n persoon wat nie net gered is nie, maar is iemand wat hom of haar vrywilliglik onder God se heerskappy en autoriteit plaas vir elke besluit wat hy of sy neem en hoe hulle lewe leef. Elke besluit. Hierdie persoon ken die Here as 'n persoonlike vriend en redder en is in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. En hierdie persoonlike verhouding word nie net vir hom of vir haarself ontwikkel nie, maar is ook deel van almal om haar of om hom, saam met wie hy of haar hulle lewe lei, nê? Vir die mense vir wie hy of sy verantwoordelik is. So in jou gedagtes vanmôre wil ek hê, in die eerste stoel moet jy die woord commitment of verbintenis ingrafeer, want dis hoe hierdie persoon is. Hierdie persoon het 'n absolute verbintenis tot Jesus Christus, om 'n verhouding met Jesus Christus te lewe, om hy of sy of haar lewe te lei volgens die beginsels wat Jesus Christus sê ons moet dit doen. Persoonlike verhouding, absoluut persoonlike verhouding. En ja, en vir hierdie persoon is Jesus Christus absoluut die middelpunt van elke area van hulle lewe. En vir hierdie persoon is Christus mense se woorde belangrik. En hierdie persoon is half gedryf om te doen dit wat Christus sê gedoen moet word. Dis die eerste stoel Christen. Sommige mense dink hulle is 'n eerste stoel persone, omdat hulle dalk op 'n tyd 'n goeie geestelike ervaring gehad het, of omdat hulle goeie intensies het deur goeie dinge te doen. Maar sulke ervarings is baie betekenisvol, maar om vanuit die eerste stoel te leef, mense, is meer geanker in 'n mens se hele intellek, in jou hele wil, in jou hele hart. Dis iets wat van diep uit jou menswees kom. Een persoon wat in die eerste stoel sit, is 'n persoon wat op 'n lewenslange reis is na geestelike volwassenheid. En is 'n mens wat daarna streef om volwasse in Christus te word. Dis nie 'n mens wat net bereid is om die melk te drink nie. Dis 'n mens wat regtig bereid is om 'n pad van disippelskap te stap, om geestelik volwasse in Christus te word. So 'n persoon besef hy of sy het nog nie gearriveer nie, maar God se Gees lei so 'n mens om seëninge en vervullinge asook persoonlike effektiwiteit te ervaar, soos wat God vir sy kinders beloof het. Want so 'n persoon maak hom of haar oop daarvoor. Paulus noem dit die geestelike toestande, en julle kan in 1 Korintiërs 1, hoofstuk 2 en tot 3 gaan lees, wat Paulus se sienswyse hieroor is, om dit baie mooi te verstaan, dit wat ek nou hier vir julle gesê het. So as julle dit lees, sal julle besef dat Paulus eintlik beklemtoon, dat daar nie 'n kitspad van spiritualiteit in Christus bestaan nie. Daar's nie 'n kitspad nie. Daar, as iemand dit dink, mense, is dit 'n mite.
Dis 'n mite. 'n Pad van disippelskap om geestelik volwasse in Christus te word, is 'n moeisame en 'n inspannende proses om 'n pad van heiligmaking na te streef, ten midde van die kultuur waarin ons leef, wat toksies en vernietigend is, en wat sonde so inkleur, dat dit blyk, dis die pad waarop ons moet wees. Dis die pad waarop ons moet wees. Ek het nou nooit die ding aangesit nie, ek het nou net gou hier aankry. Ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5 in die Engelse Bybel. Sê die woord van die Here vir ons. Paulus sê, "And I, brethren, when I came to you, I did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God." Ons wysheid moet nie gaan oor dit wat mense vir ons sê nie. Ons wysheid moet gaan oor dit wat God vir ons sê, en dit moet in die krag van God in ons lewens wees. Paulus verduidelik hier dat hy nie na die gemeente in Korinthe gekom het met indrukwekkende woorde mense of menslike wysheid nie. Hy sê hy het doelbewus gefokus op Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Paulus erken ook hier dat hy swak en afhanklik van God was en dat sy prediking nie op menslike oorredingskrag berus het nie, maar op die krag van die Heilige Gees. Want soos wat ons vanmôre gesing het, sonder die Heilige Gees is ons niks. Sonder die Heilige Gees was Paulus ook niks gewees nie. Die doel was dat die gelowiges se geloof nie op menslike wysheid sou rus nie, maar op God se krag. Vir ons mense om geestelik volwasse te word in Christus beteken dit, ons moet in voeling en bewus wees van ons swakhede. En dis seker een van die uitdagingste dinge vir my en vir jou om te doen. Want ons wil altyd wat wees? In beheer wees. Ons wil altyd in beheer wees. Ons wil altyd die shots call in ons lewe. Daarom is dit vir ons so moeilik om op 'n plek te kom waar ons kan oorgee en sê, Here, nie U wil nie, of nie my wil nie, maar U wil in my lewe. As ons op 'n plek kan kom waar ons oorgee aan Jesus, omdat ons besef mense ons is swak, dan kan ons alleenlik met sy hulp verander word, om volgelinge van Jesus te word. Dis wanneer ons dit kan doen, en daar is nie 'n belangrike reis vir die disipel van Jesus, van Christus om op te wees, as daardie reis om Jesus se volgeling te word, en om meer en meer na Jesus verander te word nie. Om geestelik getransformeer te word, om meer soos Jesus te lyk, soos hy te praat, soos hy op te tree nie. Die eerste stoel Christen besef hierdie pad, en hy is bereid om hierdie pad te stap, en hy of sy het die intensie om hierdie pad te stap, met hulle fokus op Christus. Hulle lei hulle lewe so, hulle stel hulle lewe so in, intentioneel, van elke idee en elke besluit wat hulle in hulle lewe neem. Nou, wanneer ons na die tweede stoel kyk, julle sal sien, dit is sommer so 'n gemaklike stoel. Die comfort stoel, nee, dis die tweede stoel. Wanneer ons na die tweede stoel kyk, verteenwoordig dit iemand wat wel nuwe lewe in Christus ontvang het, maar wat nie besluit het hoe baie of min hulle Christus in hulle alledaagse lewe gaan volg nie. So 'n persoon glo beslis al die waarhede wat die persoon in die eerste stoel glo. Hulle volg die Christelike leefstyl op 'n baie uiterlike manier, en hulle het gewoonlik
baie goeie bedoelings met die dinge wat gedoen word. Maar hierdie persoon in die tweede stoel word gekenmerk deur onstabiliteit en teenstrydigheid. Nou tensy hierdie persoon op 'n baie geestelike high is, as gevolg van 'n retreat wat bygewoon word, of 'n mighty men wat bygewoon word, of 'n kursus wat deurloop is, verloor hierdie persoon baie vinnig die innerlike sterkte, omdat sekere verbintenisse wat hierdie persoon op die eerste stoel gemaak het, sekere verbintenisse, sekere commitments, nie by hierdie persoon bestaan nie. Hierdie persoon kan oor 'n tyd baie maklik tussen die tweede stoel, oor tyd beweeg die tweede stoel persone al hoe verder weg, wil ek amper sê, van die eerste stoel, en hulle begin baie makliker nader beweeg aan hulle bure hier by die derde stoel. Hulle begin baie makliker nader beweeg. Uiteindelik, mense, kan hulle leefstyle so ooreenstem met die derde stoel, wat Christus nie ken as hulle persoonlike verlosser nie. Derde stoelse mense ken Christus nie as hulle persoonlike verlosser nie. En Paulus noem dit die vleeslike toestand. So in hierdie stoel, die tweede stoel, kan ons die woord compromise ingrafeer. Hierso grafeer ons verbintenis. Hier, compromise. Die tweede stoel Christen kan baie kompromieë aangaan. So 'n persoon probeer altyd tussen oplossings kry, skikkings kry of 'n middelweg vind. En onder daardie woord compromise skuil daar maar ook 'n sekere van 'n commitment. 'n Commitment met jouself. Die tweede stoelpersoon het gewoonlik God op die punt van sy tong, maar hom of haarself op die troon van hulle hart. Het gaan eers oor myself. Nou tensy daardie diep gewortelde self ooreenkoms verander, sal enige pogings mense om geestelike deurbrake te kry, nie volhoubare effekte oplewer nie. Nou is die vraag, waarvoor staan die derde stoel dan? Hierdie stoel staan vir iemand wat nog nie persoonlik op God se uitnodiging gereageer het in die lewe nie. 'n derde stoel persoon kan nog sy hele leeftyd weet dat hy nie 'n Christen is nie, of hy kan ongelooflik verward wees oor sy Christelike toestand. Dalk in 'n Christelike huis groot geword en alles, maar nog nooit werklik op 'n plek gekom waar hy oorgawe vir Christus in sy lewe gemaak het. Weet van God, want dis al. En as die persoon dalk in 'n Christen huis groot geword het, miskien was die persoon omring met Christen mense die hele tyd, hulle het sekere Christen gebruike gehad, hulle het dalk sekere Christen geleide gemaak, maar die persoon het nog nooit 'n besluit vir Jesus gemaak nie. Volg Jesus nie waarlik met hom of met haar lewe nie. En tussen die persoon en God staan sonde. En wat maak sonde as sonde tussen ons en God staan? Dit maak rebellie. Dit maak konflik in ons lewe. Nee. So die persoon het baie konflik in sy lewe. So ons kan konflik ingrafeer in hierdie persoon se lewe. Verbintenis, kompromieë, konflik. Konflik word ingegrafeer in die persoon wat op die derde stoel sit. Daardie persoon is ook baie keer in konflik met die doel wat God vir sy lewe het. Verstaan nie sy doel nie. Weet nie hoekom is hy of sy hier nie. Nou op hierdie stoel, het ek vir julle gesê, kan ons die woord konflik sit. Dit mag op die oog af lyk, mense, of die persoon wat op hierdie stoel sit, 'n baie gemaklike lewe lei, as op die ander stoele. Want hierdie persoon leef mos nou, asof God nie bestaan nie. Happy go lucky, gaan net aan, daar's geen hoër autoriteit in hierdie persoon se lewe om aan rekenskap te gee nie, hul besluite word alleenlik gemaak op dit, wat hy of sy wil hê in hulle lewe,
en wat hulle eie keuses is. Hulle leef hulle verhoudinge soos hulle wil. Hulle maak met hulle geld soos wat hulle wil. Hulle maak hulle kinders groot soos wat hulle wil. Hulle lei hulle lewe volgens hulle eie standaarde. Daar's geen ander standaard nie, hulle eie standaarde. Dit wat vir hulle belangrik is. Nie wat God sê nie, vir hulle belangrik is. En aangesien die persoon nog nooit Christus as verlosser aangeneem het nie, sal enige pogings tot geestelike deurbrake half tot frustrasies lei. Ek kan nie probeer om goed beter te doen nie. Waar gaan ek die krag en die leiding kry as ek Jesus nie ken nie? Dit help nie net om te probeer beter wees nie. Volgens Paulus is die persoon in die derde stoel in die natuurlike staat. En so 'n persoon is nog nie weergebore nie. Daar het nog nie in hierdie persoon gebeur waarvan daar in Johannes 3 gepraat word. Waar Jesus met Nikodemus gepraat het en gesê het, Jesus vir hom gesê het, jy moet weergebore wees nie. Maar dit Jesus se woorde was. Nie ander mense se woorde nie, Jesus se woorde. Jy moet weergebore wees. Dit het nog nooit daar plaasgevind nie. Die goeie nuus vandag is egter, dat enige een met 'n derde stoel status 'n absolute kandidaat is vir die grootste geestelike deurbraak in hulle lewe. Om op Jesus se uitnodiging te reageer en vir sy vergifnis te vra, kan derde stoel persone vandag die nuwe lewe kry in Christus, wat Jesus offer. Dis goeie nuus. En 'n derde stoel persoon kan vandag so deel word van die familie van God, en dadelik verskuif van die derde stoel na die eerste stoel. Nee? Kan dadelik skuif van daar na hier. Derde stoel persone skuif soms makliker na die eerste stoel as wat tweede stoel persone na die eerste stoel skuif. Julle het hom, né? Kyk. So hier het ons nou baie kortliks gekyk vanoggend na die 3 geestelike toestande waarin enige persoon hom of haar kan bevind sonder enige uitsonderings. En elkeen van ons mense wat vanoggend hier is en wat na hierdie opname gaan luister, pas in een van hierdie beskrywings. Jy sit vanoggend op een van hierdie stoele in jou lewe. Jy saam met jou persoonlike ervarings. So kom ons kyk, as ons vanoggend sê, wat het ons so ver oor die 3 stoele gesê? Want ons gesê, by stoel 1 het ons gesien, daar's 'n verbintenis. Stoel 2 gaan kompromieë aan, en stoel 3 lewe in konflik met God, want hulle het nie 'n verhouding met die Here, hulle het nog nooit die Here aangeneem, hulle volg nie die Here nie. Ons het gesê, stoel 1 kan gered wees, stoel 2 kan gered wees, stoel 3 is ongered, né? Ons het gesê, by stoel 1 lewe ons geestelik, ons is uit die gees gebore, ons is geestelik, hier lewe ons vleeslik, want dit gaan baie oor onsself, en hier is ons heeltemal in ons natuurlike toestand, want ons is nog nooit deur die gees verander en getransformeer nie, ons is nie weergebore nie. So nou, dat elkeen van ons die stoele beter verstaan, nou gaan ons hulle in aksie sit in ons regte lewe. En dit kan ons nie beter doen as aan die hand van die Bybel nie. En die 3 stoele, mense, word baie duidelik uitgebeeld aan die einde van die boek Josua, tot aan die begin van Rigters. Josua 23 tot Rigters 2. En julle moet dit asseblief, daai gedeelte, kan nie aan julle gedeelte vanmôre in die diens lees nie, maar ek wil graag hê julle moet in die volgende week, voordat jy deel 2 kyk, gaan lees daai gedeelte en kyk hoe word die 3 stoele uitgebeeld
deur middel van die generasies. Okay? Dis julle huiswerk. Julle moet dit gaan doen vir my vir volgende Sondag, vir julleself. Jy moet dit gaan doen vir alles jy met hierdie waarhede wat God vir jou en vir jou familie gee, mense, erns wil maak. Want dit wat deur die geskiedenis geestelik kom, verander nie vandag vir ons nie. Dit is vir ons ook so. So dit is belangrik om dit uit die Bybel uit te gaan lees en dit te sien en dit te verstaan. So volgende week gaan ons deel 2 doen van die 3 stoele, so asseblief gaan lees dit, sodat die Here jou kan help om dit oop te breek vir volgende week. Ons weet Josua was 'n baie groot nasionale leier op sy dae. En toe as ons Josua 23 lees, dan sien ons Josua was baie oud en hy het besef die einde van sy leeftyd kom nader. En teen hierdie tyd is die historiese binneval van die beloofde land voltooi, hulle het dit gedoen en die Israeliete is nou gereed om al die vrugte te pluk van al die moeilike tye wat hulle gehad het en waardeur hulle gekom het. En dit is toe dat die ou nasionale leier al die leiers bymekaar roep en vir hulle sê, nou die van julle wat vanmôre julle Bybels het, kan saam met my gaan en julle kan saam met my blaai na Josua 23. As jy jou Bybel het, kan jy dit doen, anders kan jy op die skerm lees. Ekskuus, ek het dit nie op die skerm gesit nie, jy moet saam met my blaai. Blaai saam met my as jy jou Bybel het, Josua 23, waar ek gaan lees vers 3, 8 tot 13. Josua sê hier, hy sê, ek is al baie oud. Julle het gesien wat die Here julle God alles aan hierdie nasies gedoen het, terwille van julle. Dit is hy die Here julle God, wat die oorlog vir julle gevoer het. God het vir hulle deurgekom, God het vir hulle beklei, God was vir hulle daar, het hulle nie alleen gelos nie, né? Julle moet aan die Here julle God getrou bly, omdat God hierdie goed gedoen het, moet julle getrou bly aan hom. Soos julle tot nou toe gedoen het, sê hy, die Here het groot en sterk nasies voor julle uitgedryf. Hulle was 'n klein groepie en die Here het hulle baie sterk gebruik om nasies voor hulle uit te dryf. Niemand kon tot nou toe voor julle stand hou nie, sê Josua. Een van julle jaag 1000 oploop, want dit is die Here wat vir julle gehelp het om oorlog te voer, en dit is wat hy julle beloof het. Lê julle dus daarop toe, om die Here julle God lief te hê. Aanbid hom, volg hom. Wat beteken dit as ons sê ons is lief vir die Here? Dit nie sê ons is lief vir die Here, maar ons hang ander goed aan en ons doen ander dinge nie. Ons sê ons is lief vir die Here, ons volg ons hom met ons lewe. Ons ken hom in elke besluit. Dan is ons lief vir die Here. Josua sê, wees lief vir God, hê God lief. As julle egter 'n ander pad loop en julle verbind aan die mense, luister mooi, as julle egter 'n ander pad loop en julle verbind aan die mense wat oor is van hierdie nasies, wat nog tussen julle woon, en julle ondertrou met hulle, daar waarsku Josua hulle, sê, as julle met hierdie mense gaan trou, wat oor is, julle gaan deel van hierdie nasie word, en julle kom by hulle, en julle doen hierdie goed saam met hulle, en hulle by julle, weet dan verseker, dat die Here julle God hierdie nasies nie verder voor julle uit sal verdryf nie. Josua was sy eerste stoelleier. Hy het die Here vertrou met alles in sy lewe. In sy tyd kon hulle die nasies uitdryf voor hulle. Een soos teen 1000 man. Belangrik om dit raak te sien. In Josua 23 het Josua nog verder al die goeie dinge mense besing wat God vir hulle gedoen het. En toe stel hy hulle voor 'n groot uitdaging. Die uitdaging van hulle leeftyd. Hy sê, kies dan vandag wie julle wil dien.
Die gode wat julle voorvaders gedien het aan die ander kant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Dis wat julle gesing het vanmôre, né? Ons kies, ons sal die Here dien. Dit was Josua se woorde, eerste stoelleier wat gesê het, maak nie saak wat ander mense om ons doen nie. My huis en my familie sal die Here dien. Die leiers wat daar byeen was, het sonder om te huiwer positief op Josua se uitnodiging gereageer toe hy dit gesê het. Dit sê die Bybel vir ons. En as ons in hoofstuk 24 verder lees, dan sien ons dat hulle 2 kere eed afgelê het om Josua se voorbeeld te volg. Die leiers het 'n eed afgelê om Josua se voorbeeld te volg. En in die jare wat kom, sien ons, hulle was manne van die woord. Ons lees in vers 31, lees ons die volgende, lees daar. Israel het die Here bly dien tydens die lewe van Josua en tydens die lewe van die leiers wat vir Josua oorleef het en alles ervaar wat die Here vir Israel gedoen het. OK? En as 'n mens egter verder in die Bybel lees in Rigters, dan kom ons agter dat hierdie leiers van Israel God slegs gedeeltelik gedien het. Hierdie leiers wat so gesê het, hulle gaan doen wat Josua sê hulle moes doen, het nie alles gedoen soos wat Josua dit gedoen het nie. Hulle het God net gedeeltelik begine volg, né? Hulle het God net gedeeltelik begine volg. En hierdie leiers moes byvoorbeeld nie meer in daardie tyd baie militêre aksies uitvoer soos in Josua se tyd nie. Maar hulle was verantwoordelik om diegene wat oor wie hulle was, om daardie mense te help om weerstand te bied, sodat daai mense nie afgode begin aanbid en al daai tipe goed doen nie. En hulle het nie daarin geslaag nie, want die mense het dit begin doen. Ons lees egter in Rigters 1 van verse 27 tot 30, dat Manasse nie sy buurdorpe kon verslaan nie. Toe die leiers begin oorlog voer, kon hulle dit nie meer regkry soos Josua nie. Nee, hy het nie meer die krag gehad nie. Ook Efraim kon nie die Kanaaniete verslaan nie. In Geser en so Simeon en Aser en Naftali kon ook nie meer die oorwinnings behaal wat Josua behaal het nie. Josua was ten volle uitverkoop aan God. Hierdie leiers was halfpad uitverkoop. Al het hulle gesê, hulle gaan alles doen soos Josua. Hulle het nie alles so gedoen soos Josua nie. Nee, Josua het nie ooreenkomste mense aangegaan nie. Hy het nie kompromieë begin sluit met die dinge om hom nie. Hy het gestaan vir wat sy waardes was, vir waar hy geglo het en wat God gesê het hy moet doen. Hy het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sal nie begin doen wat die gemeenskappe en die mense om ons doen en wat hulle begin sê wat is reg en wat is aanvaarbaar nie. Josua was ten volle uitverkoop aan God. Die leiers was halfpad uitverkoop. Josua het nie ooreenkomste aangegaan met die vyand nie, maar hierdie leiers het gesukkel om te oorwin toe hulle begin ooreenkomste aangaan en dit lyk vir hulle asof alles vir hulle uitstekend uitwerk. Toe hulle begin sien, maar as ons hierdie kompromieë begin aanwerk, dan gaan goed maak, gaan goed vir ons, dit gaan alright wees. Ons kan dit maar begin doen. Everything will be okay. Geen gevegte meer, geen mense word meer doodgemaak nie, die geld begin inrol, dit begin mos nou goed gaan. Vinnig was daar goeie verstandhoudings tussen Israel en hulle ongelowige bure. En dit was nie lank nie, mense. Toe begin die mense onder mekaar trou. Toe begin die mense onder mekaar trou. Alles waarteen Josua hulle gewaarsku. Wat ewe skielik na 'n stabiele en 'n vreedsame prentjie van God se mense blyk te wees,
waar hulle in compromise leef, waar hulle in kompromie leef, begin alles 'n nuwe wending doen. Kom ons lees wat sê die Bybel vir ons in Rigters 2, vanaf vers 10 tot 12 en 19. Al die mense van sy leeftyd het gesterf. Onthou nou, as ons praat van sy, praat ons van Josua. Al die mense van Josua se leeftyd het gesterf. En die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade wat hy gedoen het, om vir Israel te help nie. Die Israeliete het toe gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle het die Baals gedien. Hulle het opgehou om die Here, die God van hulle voorvaders, wat hulle uit Egipte laat trek het, te dien. Ekskuus. Maar na die leiers se dood, het hulle nog erger as hulle voorvaders gehandel, en ander gode aangehang, en gedien en aanbid. Hulle het nie hulle verkeerde dade, en hulle hardkoppigheid laat vaar nie. Hier het ons mense 'n uitstekende voorbeeld van mense wat in konflik met God leef. Deur die geskiedenis van Josua vir ons gewys. Nee. En julle gaan sien hoekom dit later so was, en ek gaan dit vir julle wys. Ek gaan vir julle wys deur die 3 stoele, hoe werk dit? Miskien vertel hulle nog, miskien het hulle nog vertel, die stories, wat hulle oupa Grootjie en hulle oupas ervaar het. Hierdie mense het miskien vir hulle kinders vertel, van die stories wat hier gebeur het met Josua en die volk, hoe hulle deur die Rooi See getrek het, hoe God vir hulle deurgekom het, hoe God vir hulle wonderwerke gedoen het, hoe God by hulle was, hoe God vir hulle kos voorsien het. Hulle het dalk hierdie stories vir hulle kinders vertel, maar hierdie kinders het nooit hierdie stories beleef. Hulle het dit nie beleef nie. Hulle het dit gehoor. Hulle het dit gehoor. Dit was 'n mooi storie. En omdat dit 'n mooi storie was, mense, het die volgende generasie se kinders God nie gedien nie. Verstaan julle? Dit raak eerstehands, dit raak tweedehands, dit raak derdehands. En dit sal julle later sien, as ek my kind nie hier God se teenwoordigheid beleef nie. As my kind nie hier beleef, dat ek hier bid vir 'n ding en hier kom 'n deurbraak, en God voorsien vir ons, en God is saam met ons, dis goed waarvan hy hoor, maar hy sien dit nooit nie, hy beleef dit nooit nie, mense. Dan gaan hy mos nooit God vertrou vir sy lewe nie. Gaan hy later nie glo nie. Dis wat ons vandag met so baie jong mense sit wat nie die Here volg nie. Vir wie God nie belangrik is nie. Hulle het hierdie ervarings beleef, want hulle ouers het nie so geleef nie. Hulle ouers het nie die afhanklikheid geleef wat Josua geleef het, waar hy gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien, maak nie saak. Dit wil of jy sien nie, al sien ons dit nie nou nie, ons vertrou dit, ons vertrou dit met alles binne in ons. Hulle het egter groot geword met ouers, wat in vrede geleef het, word nie oorlog gemaak hierso nie, in hulle tyd nie. Hulle was nie meer afhanklik gewees daar die ouers, vir God wat vir hulle deurkom om vir hulle oorwinnings gee nie. Hulle het nie eens genoeg gehad om van te leef. Hulle was nie in die woestyn nie. Hulle hoef nie te gebid het vir manna nie. Alles was daar. Alles was daar. Hulle verstaan van God was gevorm deur kompromieë, nie deur verbintenisse nie. En die oomblik as 'n kind se verstaan van God gevorm word deur kompromieë, beweeg hy in sy generasie soontoe. Konflik toe. Die groep het begin leef mense op 'n manier waar hulle 'n naam God se mense was. Ja, ons is Christene, ons kom uit die Christen tradisie uit, ons ouers het die Here gevolg, ons is deel van die Christen nasie, maar van 'n verhouding met Christus, geen sprake nie. Vandag sal ons hulle ongelowiges noem. Ons noem hulle vandag ongelowiges. Kom uit 'n agtergrond, geen verhouding met Christus nie. Geen verhouding met Christus nie.
So as ons vinnig kyk hoe lyk Josua se familie, dan sien ons, Josua se familie in die 3 stoele, Josua was in stoel 1, hy het 'n verbintenis met God gehad, die leiers het na hom gekom, hulle was in stoel 2, hulle het 'n God geglo, hulle het kompromieë aangegaan, alles het nie meer vir hulle gegaan oor dit presies wat God gesê het en dat hulle God getrou volg nie, hulle het ook hulle oopgemaak vir ander dinge om hulle. En die kinders van daai leiers, die 3de generasie, sien ons in die Bybel, dis nie wat so sê nie, in die Bybel, dis wat jy gaan sien as jy daai gedeeltes gaan lees, is 'n volk, kinders wat nou in konflik met die Here lewe, en die Here volg nie, hulle volg nie die Here nie. Nou mense, niemand van ons hoef vanoggend te geniet te wees om te kan raak sien, waar mense geestelike deurbrake in hulle lewens moet kry, as ons na die prentjie van Josua kyk. Maar ek glo, ons kan nog meer hulp kry, deur visueel vanoggend na die 3 stoele te kyk. So ek wil hê, ons moet die volgende 3 vrae vra. As 'n stoel 'n sekere geestelike toestand voorstel, hoe lyk so 'n persoon se lewe? En hoe is die lewe verskillend in elke stoel? Wat is die belangrikste geestelike deurbrake vir elkeen? En derdens, wat sal die gevolge op die lang duur wees as 'n lewe vanuit 'n sekere stoel geleef word? Dis baie belangrike dinge waaroor ek en jy vanoggend moet dink. Hoekom? Want dit beïnvloed nie net vir my vanoggend nie, dit beïnvloed die generasie wat na my kom. Nou gaan ons dit prakties maak, en ons gaan kyk hoe dit geleef word, as ons die fokus van die Bybel na ons lewens vandag neem. En ons gaan dit vandag doen aan die hand van 3 persone. Nou die eerste een, is 'n eerste stoel persoon, haar naam is Elsa, en sy is 'n 35-jarige enkelma, en sy bly op Oesterbaai. Ekskuus, die ding het nou net geval hier. Die ander persoon, die tweede stoel persoon, sy naam is Pieter. Hy is 'n 48-jarige Christen radio-omroeper, en hy het 2 tieners, en hy bly in Pretoria. Ek hoop hy sit. Hy bly in Pretoria, en dan, met die derde stoel, het ons van Anke. Anke is 27 jaar oud, sy is ongetroud, en sy is 'n rekenaarprogrammeerder in Bloemfontein. Daar is ons 3 mense. Anke help ook Saterdag uit by die Sopkombuis in Bloemfontein, waar hulle die straatkinders van kos voorsien. Dis wat sy doen op Saterdag. Nou soos ek hierdie mense se lewens gaan beskryf vanoggend, gaan jy op een van hulle groei. Jy gaan jou 'n bietjie begin herken aan een van hierdie mense vanoggend, okay? Hulle gedagtes gaan soos joune begin klink. En jy gaan aan die einde van my gesprek, gaan jy half weet, wat 'n stoel het jou naam op. En ek vertrou die Here, dat sy Heilige Gees het vir jou gaan wys. Jy gaan weet, wat 'n stoel het jou naam op vanmôre. So ons gaan eerstens kyk, hoe elke stoel in verhouding met God staan. Okay? Elsa, in stoel 1, dink aan God as 'n liefdevolle Vader. En hierdie waarheid is vir haar besonder kosbaar, omdat haar eie pa baie afwesig was in haar lewe. Op 'n afstand was. En as 'n enkel ma, ervaar sy ook God se beskerming en voorsiening
elke dag, deurdat sy ervaar hoe God elke dag na haar omsien, vir haar sorg, vir haar voorsien, vir haar daar is. Dit is vir Elsa maklik om oor haar verhouding met God te praat. Net soos wat dit vir haar maklik was om oor haar huwelik te praat, nee. Sy sou baie maklik vir ander mense kon sê, dat sy tyd met God moet spandeer, of dat God sekere dinge vir haar gesê het, of dat sy meer tyd wil moet wees, sy moet meer stil word saam met hom. Elsa praat en luister gereeld met en na God in die loop van die dag, of het nou formeel is, en of het nou is waar sy na haar motor ry, sy is bedags besig met die Here. En as 'n mens haar sou vra om 'n prentjie te teken van hierdie verhouding, sou sy heel waarskynlik 2 mense op 'n bankie geteken het, wat op haar agterstoep sit en na haar kinders kyk terwyl hulle speel. En sy sou dan maklik kon sê, ek is op die linkerkant met die groot beker koffie, en Jesus is op die regterkant. Dis die tipe verhouding wat sy met Jesus het. En alhoewel haar vriende haar godsdienstig noem, dink Elsa nie so oor haarself nie. Godsdiens laat vir Elsa dink aan rituele, dingetjies wat sy moet doen, 'n klomp dinge van moets en moenies, en dis nie hoe sy haar persoonlike verhouding met Jesus sien nie. Haar verhouding met Jesus maak eerder geestelike volwassenheid vir haar 'n groter uitdaging en iets wat sy met haar diepste wese nastrewe. Sy wil nie 'n baba in Jesus bly nie, sy wil geestelik volwasse word. Sy wil groei in Christus. Gehoorsaamheid is nie 'n woord wat sy baie gebruik nie, maar is iets waardeur haar lewenswyse gekenmerk word. Mense sien dit in haar lewe raak. Sy hoef dit nie vir mense te sê nie. Mense sien dit. Mense sien sy is gehoorsaam aan die Here. En een van haar algemene vrae aan God is, wat kan ek vandag vir u doen, God? Wat kan ek vandag vir u doen? Nou, God se voorskrifte te gehoorsaam is nie vir haar moeilik nie, en is nie vir haar las om na te kom nie. Want sy is werklik lief vir God. Dis mos nie vir iemand 'n las om iets te doen vir iemand vir wie jy werklik lief is nie. Dit leef mos in jou hart, en dit kom mos uit jou menswees uit. Elsa funksioneer nie as 'n robot nie, en sy het 'n sterk verbeelding, en sy beskik oor 'n kunstalent, sy hou van skilder, sy hou van teken, sy hou van mooi goed maak. God is egter die een wat in beheer van haar lewe staan, en Jesus is die een wat sy navolg. Sy lê baie klem op Jesus se woorde, en sy neem sy woorde ernstig ter harte. As Jesus sê, jy moet nie jou vyande haat nie, jy moet vir hulle lief wees, en sy is in 'n moeilike verhouding met iemand, dan sê sy, Here, wat moet ek hier doen? Wys my. Want U sê ek moet goed anders doen. Sy vra Jesus om haar lewe te lei. Dis vir haar ongelooflik belangrik. God en stoel 2. Kom ons kyk wat sê Here vir ons, of wat sê, hoe lyk Pieter se lewe vanmôre? Pieter, wat stoel 2 verteenwoordig, hierdie man ken die Bybel baie goed. Baie goed. Hy weet meer van God as die gemiddelde persoon by die kerk. Nee? Hy kan 'n debat voer oor die eindtye met diegene wat oor die beste kennis beskik. Pieter kan maklik vir ander bid, en dit doen hy reeds, vandat hy 'n kringleier was in sy CSV dae. Maar hy kom 'n lang pad. Wanneer Pieter oor God dink hy nie meer oor hom, dink hy meer oor hom as 'n leier in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. En Pieter voel sterk daaroor dat 'n mens 'n afstand tussen jou en God moet handhaaf, sodat jy God se stem kan hoor,
maar sodat jy ook in voeling kan bly met jouself en jy nie jou menswees verloor nie. Jy moet tog net nie te wees nie. Nie te nie. Hy is baie dankbaar vir die feit dat Jesus geleef, gesterf en opgestaan het. Maar as hy sy vriendskap met Christus moet beskryf, dan sal hy dit eerder beskryf as kennis oor Jesus, meer as oor 'n intieme verhouding met hom. Weet baie van Jesus, weet alles wat Jesus sê. En wanneer Pieter bid, sal hy homself sien as 'n onbelangrike persoon wat in 'n groot troonkamer staan tussen ander belangrike mense en hy sal maar hoop dat God sy gebed hoor. Hy bid gewoonlik dieselfde dinge oor en oor. Gewoonlik wil hy net hê God moet hom beskerm, om hom help om suksesvol te wees, sy beleggings vermenigvuldig en sy kos seën. Om 'n Christen te wees is baie belangrik vir Pieter, want dit is absoluut die regte ding om te doen, solank jy dit net nie oordoen nie. Net nie oordoen nie. Dit blyk dat Christen families nie te sleg uitdraai nie, en dat dit goed is om met kerkmense bevriend te wees. En die feit dat hy by 'n Christen radiostasie werk, maak dit ook vir hom baie makliker om finansiële ondersteuning te kry van sy radioprogramme. Die woord gehoorsaamheid, wat beteken dit vir Pieter? Dit is 'n woord wat by die kerke in die 50er jare behoort. 'n Woord wat dalk byval by sy ouers sou gevind het. 'n Woord wat die leraar in die kerk sou gebruik om meer geld te vra of om 'n sendeling na China toe te stuur. Maar nie 'n woord wat vir hom baie belangrik is nie. Pieter hou meer van die woord om geestelik sensitief te wees en versigtig te wees om tog net nie ander mense aanstoot te gee nie. Hou meer daarvan. Hy glo God het vir ons innerlike begeertes gegee en is belangrik om daai innerlike begeertes na te volg, al bots dit met wat God sê in die 10 gebooie. As hy moet kies, sal hy homself eerste sit en vir God tweede. Moenie verkeerd verstaan nie, dis vir Pieter belangrik wat God wil hê, maar wat hy as Pieter wil hê, doen hy gewoonlik. Hy doen gewoonlik wat hy wil hê, en nie wat God sê hy moet doen nie. Dis die verskil. Nou is daar stoel 3. Hoe lyk God en stoel 3? Anke het alles vergeet wat sy van haar ouma geleer het toe sy jonk was. Sy het egte sterk idees oor God en sy voel baie na aan moeder aarde. Veral as sy gaan kampeer of as sy tyd in die natuur spandeer. Die soeke na die historiese Jesus en al die debatte daaromtrent het haar gedagtegang nogals baie geprikkel en sy het al baie gedink oor die Dalai Lama en die wetenskaplike reis van die ateïs Stefan Guild. Die feit dat sy by die sopkombuis uithelp, gee vir haar 'n gevoel van selfwaarde en betekenis. Anke bestudeer baie mikroorganismes en dink baie oor God se bestaan. Slegs die feit dat God dalk iets van haar mag vra, laat haar terugtrek. God moet tog net iets van my vra nie. Haar bewustheid dat God oral is en in alles is, gee haar gemoedsrus en dis vir haar genoeg. God is vir haar soos gravitasiekrag, iets wat keer dat jy te ver wegdryf, maar nie iets waaroor jy eintlik te veel hoef te dink nie. Ja, sy droom eendag van 'n troue in die kerk, sy wil baie graag in die kerk trou, maar Christendom in die algemeen is vir haar oudmodies en ja, net verdruk mense in die wêreld. Dis wat sy dink. Sy dink Christendom verdruk mense in die wêreld. Sy dink TV-evangeliste
is net daar om geld te maak en die naam Jesus Christus en persoonlike verhouding word daarvoor gebruik. As 'n professionele persoon maak Anke gebruik van besluite wat vir haar die meeste sin maak. Sy het al meditasie en psigoterapie probeer om in voeling met haar binneste te kom. Sy glo, hoe meer sy in voeling met haar binneste is, hoe meer sal sy verstaan wat vervul haar en wat is haar doel hier op die aarde. Nou gaan ons kyk hoe elke stoel staan tot die wêreld. OK? Stoel 1. Elsa is lief vir die lewe, maar sy voel soms 'n bietjie uit voeling met die wêreld om haar. Sy vertrou egter eerder die Bybel as sy besluite vir haarself en haar 2 kinders moet maak, as wat sy haar eie oordeel vertrou. Sy vertrou die Bybel, die inspraak van die Here in haar lewe, groter as haar eie oordeel. Sy glo in God se onwrikbare wysheid om te weet wat is goed vir haar gesin en sy goedheid om haar daarmee te seën, asook God se grootsheid om dit vir haar 'n werklikheid te maak. En sedert sy 10 jaar gelede besluit het om God te vertrou met al haar drome en haar toekoms, het alle ander moeilike keuses vir Elsa baie meer hanteerbaar geword. Sy het dit makliker begin doen. Elsa se waardes aangaande watter flieks gekyk moet word, hoe word daar aangetrek en hoe word met die teenoorgestelde geslag gehandel, as ook hoe word haar geld gehanteer, is absoluut op God se beginsels gebaseer. Sy maak nie haar eie ways nie. Dit wat vir haar werk nie. Soms lyk God se standaarde nie so populêr vir haar nie, maar eerder moeilik en pynlik. En sy het geleer dat deur na dit te kom, bring sy 'n skatkis van oortuigings wat sy self opgebou het. Om haar vertroue in God te stel is vir haar soos 'n skatkis van oortuigings. Want een daarvan is dat God altyd vertrou kan word. Soos Josua sê, ek kan dit nie nou sien nie. Kan ek nog nie sien wat gaan gebeur nie. Ek kan my huis ons vir die Here dien, want ons vertrou die Here vir die regte uitkoms. Vertrou hom. Omdat God se voorskrifte vir Elsa so belangrik is, doen sy daagliks Bybelstudie en soek sy na God se wil vir haar en haar familie. Nie haar eie wil nie. Elsa sien haar posbeskrywing tans as om 'n tuiste vir haar gesin te skep en om haar kinders op te voed om God te dien met hulle lewe. En om my kinders groot te maak is nou my roeping, sal jy haar oor sê. Sy woon in 'n klein huisie op Oesterbaai van haar ouers en sy verrig sommer los werkies in die verbygaan om haar finansies aan te vul. En sy voel sterk dat God die een is wat vir haar voorsien en dat dit nie 'n werk of 'n ander inkomste is nie. Sy glo dat haar werk is om God se roeping vir haar lewe te vervul, al is dit soms by tye baie moeilik vir haar. Al gaan dit bars. Die wêreld en stoel 2. Wat sê stoel 2? Nou met die eerste oogopslag lyk dit of Pieter en Elsa se dinge dieselfde is, as hulle goed dieselfde beskou, met betrekking tot hulle wêreldkeuses en hulle wêreldse invloede en ook hulle leefstylkeuses. Dit lyk of dit baie dieselfde is. Pieter is op hoogte met Bybelse lering en min mense kan hom iets leer aangaande waardes en morele lewenskwessies. Anders as Elsa interpreteer hy die Bybel as 'n sosiale dokument wat aangepas word vir die tyd waarin daar geleef word. Nie soos Josua nie, vir die tyd waarin daar geleef word. In hierdie dae, as jy wil weet hoe om as 'n Christen te leef, sal Pieter sê, jy moet jou common sense brille opsit. Dis common sense, man.
Jy hoef nie baie hard daaroor te dink nie. Dis Pieter se raad aan sy vriende. Baie van wat Pieter glo en wat vir hom belangrik in die lewe is deur sy ouers aan hom oorgedra. Stoel 1 na stoel 2, oorgedra. Deesdae word baie van sy leefstylkeuses gemaak volgens dit wat algemeen aanvaar is onder die mense in sy geloofsgemeenskap. Omdat baie keer kan mense in ons geloofsgemeenskap ook sekere dinge doen wat lyk asof dit vir almal net so aanvaarbaar moet wees. Baie meer gebalanseerde mense maak ook deel uit van Pieter se radioprogram. En dis goed om nie meer vir Pieter half skaam te wees mense om 'n Christen te wees. Hy was nie verlede 'n bietjie skaam daaroor. En hy het gevind dat hy ook makliker na flieks kyk saam met sy tieners wat voorheen hom aanstoot sou gee. Gelukkig woon sy tieners nog gereeld al jeuggroep by. En Pieter is baie lief vir sy werk en sê gereeld, hy dink dit is wat God hom wil hê. Vir Pieter, as jy vir hom die vraag sal vra, wat is jou calling, wat is jou roeping, sal Pieter vir jou sê, vir Pieter is dit meer iets wat jy vir 'n sendeling vra. Hy glo nie uit 'n calling of 'n roeping nie. Dit is gemaak vir sendelinge. Dis vir mense wat uitgaan en evangelisasiewerk gaan doen. Sy gebede vir sukses blyk vir hom te werk en sy werk help hom baie goed om suksesvol vir sy familie te voorsien. Kom ons kyk nou na die wêreld en stoel 3. En hier kan ons die vraag vra, moet 'n vis saam in die swemstroom swem of swem hy teen die stroom? En dit maak nie vir Anke sin om teen dit wat in die wêreld gebeur en ontwikkel in te gaan nie. Nee, sy besluit, she goes with the flow. Dit is waar dat die wêreld soms 'n gevaarlike plek vir Anke is. Maar sosiale veranderinge en ontwikkelinge maak vir Anke baie opgewonde. Sy is mal daaroor om op die cutting edge te leef. Sy wil self besluite maak oor dinge waarmee sy gemaklik voel. En sy wil self besluit oor wat in die sosiale wêreld vir haar aanvaarbaar is of nie. Anke is baie uitgesproke oor baie sake in haar lewe. Sy het haar eie opinies oor baie dinge. Sy stem nee op die meeste aborsies. En ja, vir homoseksuele huwelike. En ja, dit maak ook vir haar sin dat masjiene afgeskakel kan word as 'n mediese dokter net teenwoordig is om dit te magtig. Anke glo dat waarheid vir elke mens anders is. En wat regtig saak maak, is haar reg om vir haarself te dink en haar eie besluite te maak. Vir haar is haar werk vir haar 'n baie groot aanduiding of sy suksesvol is. Hoeveel geld sy maak, om ambisie na te jaag, om status te beklee en persoonlike vervulling te geniet. In ander woorde, 'n mens se waarde word volgens Anke gemeet aan hoe suksesvol jy in jou werk is en dit is ook 'n baie goeie plek om iemand van die teenoorgestelde geslag te ontmoet. Hulle sal ten minste dieselfde belangstellings as jy. So, as ons kyk, hoe lyk die 3 stoele se verhouding tot die wêreld, dan sien ons. Eerste stoel, Josua te verbintenis. Elsa word daarteen verteenwoordig. Sy gebruik die Bybel vir haar oortuigings en sy sien haar werk as 'n roeping van die Here. Tweede stoel,
word voorgestel hier, deur die leiers in die Bybel, maar dit word deur Pieter hier voorgestel, en Pieter kan partykeer sy goed baie baseer op wat ander Christene glo. Nie soseer altyd wat die Bybel glo nie, wat ander Christene glo en wat vir hulle aanvaarbaar is. En werk word gesien as iets wat deur God geseën word. En Anke, wat die ongelowiges voorstel, maak haar opinies baie deur die samelewing. Nee? En werk is vir haar iets om haarself mee te bewys. Iets om haarself mee te bewys. So kan jy dus sien hoe verskillend is dit. Kan jy dus sien uit wat 'n verskillende raamwerk 'n mens lewe as jy op 'n sekere stoel sit. OK? So kom ons kyk wat sê die stoel 1 tot 3 oor die huwelik vanoggend en oor die familie. Elsa se man het haar verlaat. En eintlik toe haar man haar verlaat het, is haar vertroue in haarself, haar geloof en haar geloof om 'n ouer te wees, is vir 'n groot 6 geslaan. Sy het deurgedruk en vandag kan sy terugkyk en met eerlikheid bely, dit het haar alles gehelp om te besef oor wat werklik saak maak in die lewe. OK? Met die hulp van vriende en die ondersteuning van 'n sterk kerkgemeenskap, het Elsa besef dat God se verwagtinge van haar as 'n ouer presies dieselfde is as toe sy getroud was. Dit was steeds haar werk as 'n ouer om kinders groot te maak in 'n persoonlike verhouding met Jesus. Dit is nie alleenlik vir God belangrik nie, maar sy het ook besef, as sy Bybelse riglyne vir haar lewe sou volg, God haar verseker, al is sy alleen, in die opvoedingstaak gaan bystaan. Hy gaan haar nie alleen los nie, hy gaan haar bystaan. Haar leraar by die kerk het haar telke male ingelig, dat dit nie saak maak hoe gebroken haar familie is nie, maar as hy Bybelse riglyne volg, sal God die krag vrystel in haar kinders se lewe, sodat groot dinge in haar kinders se lewe kan gebeur en bereik kan word. Sy sien alreeds die tekens van geestelike groei in haar kinders se lewens. So dit maak nie saak of sy 'n alleen ouer is nie. As sy nog steeds kies om volgens Bybelse riglyne te leef en haar kinders daarvolgens op te maak, groot te maak, gee God vir haar die versekering dat hy haar nooit alleen sal los nie en dat hy in hulle lewensaksie sal hê en saam met hulle sal wees. Is dit nie goeie nuus nie, mense? Dit is nie iets waar ons kan vashou nie. Elsa het ook by haar huweliksbeloftes gehou, al het haar man dit nie gedoen nie. En alhoewel van haar vriende gedink het sy's gek, weet sy vandag dat vryheid en vreugde haar lewe vul in plaas van vrees en skuld. God se manier werk is die woorde wat sy so baie male vir haar vriendinne sal meedeel. Daar's een manier, dis God se manier. Daar's nie 'n ander manier nie. Sy hou egter vas aan daardie waarheid, al wil alleenheid en moedeloosheid haar soms van haar trollie afmaak. Sy is nie seker wat die toekoms vir haar inhou nie, maar sy weet dat die God van haar toekoms homself al oor en oor bewys het, en sy weet, sy kan op God vertrou. Daaraan hou sy vas. Daaraan hou sy vas. En wanneer Elsa op haar lewe terugkyk, wil sy graag die volgende sien. Ek en my huis het gekies om die Here te dien.
En dis vir haar belangrik dat haar kinders die pogings, die doel en die vreugde moet besef van dit wat dit beteken mense om 'n Christen familie te wees. Want weer, as jou kind dit nie hier besef, in stoel 1 nie, gaan jou kind dit nie leef as his eerste stoel nie, hy gaan 'n tweede stoel word, hy gaan weet, daar is 'n Jesus, hy gaan weet, in kerk toe gaan, maar hy gaan die kinders groot maak eendag die Bybel bewys wat hulle gaan dien nie. Hulle gaan hulle eie pad stap. Sy wil sê, ek en my huis het gekies om die Here te dien. En Elsa wil hê dat haar kinders haar stem moet onthou waar sy vir hulle gebid het. En hulle moet weet dat hulle 'n doel en 'n sending in hierdie wêreld het. Dit is ongelooflik belangrik vir Elsa, dat haar kinders dit moet weet en moet beleef. Pieter, hoe dink Pieter oor die huwelik en die familie? Pieter is baie hoopvol vir sy kinders en sy huwelik. Na alles gaan dit goed. Hulle het 'n goeie familie, hulle het 'n kerk met 'n goeie jeugprogram, hulle het finansiële sekuriteit. Sy tieners spandeer egter baie meer tyd by hulle nie-Christen vriende as tuis, maar hulle behaal goeie punte in die skool en almal dink sy kinders het baie goeie maniere. Almal dink sy kinders is great kinders, maar hy is omtrent seker, hulle eksperimenteer al met dwelms, hulle eksperimenteer met te veel drank en seks. Maar wat kan 'n mens van tieners verwag in hierdie dae? Want dis mos hoe hulle groot word. Hy hoop maar hulle bly op koers om hulle universiteitsdae te voltooi. Pieter hoop hulle bly op koers. Dis die verskil in groep 2, né? Hulle hoop. Vertrou nie die Here dat hulle op koers gaan bly nie. Hy hoop sy kinders gaan op koers bly. Pieter se huwelik blyk sterk te wees, maar daar is nie veel van romanse na al die jare nie. Maar is ook nie moeilikheid nie. Hy en sy vrou het 'n baie goeie werkbare verhouding. 'n Soort van 'n wederwysige, nie te veel woorde, suksesresep. Solank hy die finansies huis toe bring, behandel sy vrou hom goed, en solank sy mooi en slank bly, hoef hy nie rond te loop nie. Dis hulle verstandhouding. Solank sy die jy lewe nou toe. Vir ander lyk hulle soos die perfekte Christen gesin, en wanneer ander op Pieter se familie terugkyk, sal hulle sê, Pieter en sy huis het probeer om die Here te dien. Hy hoop maar sy kinders onthou al die kere wat hy hulle na sportgeleenthede aangery het en alles wat hy hulle op kampe geleer het. Hy hoop maar nie hulle besef hoeveel tyd hy by die radiostasie spandeer het nie. En Christendom mense begin vir Pieter wanneer hy en sy familie deur die kerk se deure stap. Want in die middel van die week is daar nie baie Christendom nie. Dan die huwelik en die familie in stoel 3. Anke sê, sy sal trou die dag as sy 'n geskikte kandidaat kry. En wanneer sy iets in haar beroep bereik het waarop sy trots kan wees. Sy oorweeg om saam met haar boyfriend in te trek, eers om te kyk hoe dinge vir haar gaan werk. As 'n verhouding nie positief en gemaklik is nie, waarom dan trou? Oor een ding is sy seker, sy sal nie 'n minuut langer in 'n verhouding bly, as dit nie vir haar werk nie. Sy sien daarna uit om 'n familie en kinders te hê, en sy het al reeds baie sterk idees hoe hulle intellektuele en sosiale voorspronge kan kry in die lewe. Haar kinders gaan gebalanseerde all-rounders wees, wat uitstaande prestasies gaan hê. Sy het al reeds opgemerk dat die advies vir ouers in die verskillende vroue tydskrifte baie verskil. En dit maak haar bietjie verward. Anke wil kinders hê
wat haar sal onthou as suksesvol, afhanklik, iemand wat iets op haar eie kon doen, liefdevol en prettig, en dit sal vir haar 'n baie goeie nalatenskap wees. So as ons daarna kyk, dan sal ons sien. Vir Elsa is die huwelik 'n verbond. Vir Pieter is dit half 'n kontrak. En in die derde stoel is dit 'n ooreenkoms. In die eerste stoel maak ons kinders groot wat God dien. In die tweede stoel is ons hoopvol dat ons kinders God gaan dien. En in die derde stoel moet ons kinders net goed en suksesvol wees. Ons het gesien hoe elke stoel mense vir ons 'n sekere geestelike toestand gee. En vandaar het ons gesien hoe die gevolge van elkeen van daardie toestande hulle self openbaar in al ons sleutelverhoudings wat daar betrokke is met God, met die wêreld, met ons huwelik, ook met ons familie. Dis ons sleutelverhoudings, né? So ek hoop elkeen van julle kon raak sien dat die onderskeid tussen mense wat op verskillende stoele sit, nie in grade of in persentasies is nie. Byvoorbeeld Elsa is nie 25% beter as Pieter nie. En wat die stoele vir ons wys, mense, dit wys vir ons eintlik 'n radikale verskil. Hulle lewens en hulle keuses sal nooit op dieselfde plekke eindig nie. Dit kan nie op dieselfde plekke eindig nie. Want in hulle diepste menswees sien en ervaar hulle God, hulle waardes, hulle werk, hulle persoonlike verhoudings, hulle familie, hulle kinders, hulle ervaar dit anders. Hulle kyk anders na hierdie goed. Hulle is half soos mense op verskillende planete. Dit beteken om van een stoel na 'n ander te skuif, vra vir ons diep, fundamentele, radikale transformasie. Nou kan julle verstaan waarom deur net te beloof om die Bybel meer te lees, of om meer tyd saam met die Here te spandeer, of om meer tyd met jou tieners te spandeer, of om meer kerk toe te gaan, geen verandering sal ervaar nie. As jy nie die selfgesentreerde hart van rebellie, soos Pieter hier in stoel 2, as jy nie daai hart van rebellie en hy kompromie aanspreek nie, dan gaan jy nie die deurbraak in jou lewe kry nie. Nou kan jy ook verstaan waarom Anke kan mediteer, of by die kombuis kan uithelp, of oor godsdienst kan redeneer vir die res van haar lewe. Maar niks sal verander nie. Niks sal verander nie. Daar moet 'n geestelike deurbraak plaasvind in haar diepste menswees. Diepste menswees. Nou kan jy verstaan ook waarom Elsa kan verwag en uitsien na geestelike groei en lewe wat plaasvind, om haar in 'n dieper en 'n meer betekenisvolle verhouding met God te vat. Dis 'n verhouding wat net al hoe meer vrugte afwerp, want sy verstaan net al hoe beter wat haar roeping is, wat God met haar lewe wil doen. Dat sy so meer hier op die aarde, as om net haar eie behoeftes te vervul. Om haarself net eerste te plaas. En laastens wil ek die volgende insig gee aangaande die 3 stoele met julle deel. En vir baie kan dit baie belovend wees en vir baie kan dit kommerwekkend wees. En sover het ons die 3 stoele gebruik as aanwysers mense, om vir ons die tipe kommitment te wys, wat ons in ons lewens maak en waarna toe ons groei. En daai kommitment wys vir ons, wat is ons geestelike gesondheid? Waar bevind ons ons? En die beginsel wys egter ook vir ons 'n ander dinamiek. En dit kan beskryf wat met families oor 'n tydperk gebeur.
Dit help ons om te verstaan dat ons ouers ons beïnvloed het en hoe ons commitments die generasies na ons gaan beïnvloed. So dink vir jouself, was jou ouers eerste stoel Christene? Of was hulle tweede stoel Christene? Is jy 'n eerste stoel Christen? Of is jy 'n tweede stoel Christen? Hoe gaan jou kinders lyk? As ons na die generasie in die stoele kyk, dan kan ons aan die diagnoses op die lang duur sien. En deur dit te sien, mense, verander ons motivering om geestelike deurbraak te kry na 'n vlak van dringendheid. Dis belangrik. Dis belangrik vir my en vir jou. Dit gaan nie net meer om my nie, maar dit gaan oor almal na my. Het gaan oor my kinders, het gaan oor my kleinkinders, het gaan oor my agterkleinkinders. In die eerste plek waar aan die Bybel gesien word, hoe die stoele beïnvloed word, is in die lewe van Josua. Maar dit het ook gebeur in die lewe van Abraham en van Dawid. En daar is 'n baie duidelike patroon van hoe die generasies agteruit gegaan het. Josua, Abraham en Dawid was almal eerste stoel persone. Hulle het God geken en God se krag in hulle lewens ervaar. Hulle was lief vir hom en hulle het hom met hulle hele lewe gedien. En hulle het buitengewone dinge saam met hom ervaar en hulle het 'n toegewyde lewe aan God geleef. Hulle kinders daarteenoor. In Josua se geval was dit die leiers. In Abraham se geval was dit Isak. In Dawid se geval was dit Salomo. En volgende week gaan ek oor Salomo se lewe praat. Het 'n ander tipe verhouding met God gehad. Hulle het geweet van God. Hulle het geweet wat God vir hulle ouers gedoen het. En hulle het op daardie waarhede gereageer. Maar hulle het kompromieë aangegaan. Hulle het nie sterk verbintenisse met God gehad soos wat hulle ouers gehad het nie. En hulle lewe is gekenmerk, mense, deur tweede stoel generasies wat almal vasgeval het in die tweede generasie. En as ons na die derde generasie kyk, waarvan die rigters vir ons beskryf, dan sien ons die stories van Jakob en Rehoboam en dit skuif 'n geestelike toestand na die derde stoel. En hierdie stories, hulle stories verskil, maar die tema wat deurloop getuig aan selfgesentreerdheid en konflik. Dit is selfgesentreerdheid en konflik is die dinge wat mense kenmerk wat nie die Here Jesus volg nie. Daar was geen krag daarin wat hulle na God toe aangetrek het nie. As ons vinnig hier kyk, dan sal ons sien eerste generasie, hulle het hulle geloof, hulle het God geken, dit was hulle eerstehandse geloof. Tweede generasie, het geweet van God, tweedehandse geloof. Eerste generasie het God se werke ervaar, die tweede generasie het van God se werke geweet, hulle het dit gerespekteer, maar dit het nie met hulle gebeur nie. Derde generasie, geen geloof gehad nie, hulle glo nie in die Bybel nie, hulle besit 'n Bybel, terwyl die tweede generasie die Bybel respekteer en die eerste generasie hulle onderwerp aan die Bybel. Dis die verskil. Dis die verskil. En dit is moeilik om te glo dat 'n mens histories hierna kan kyk. En die Jode wat die beloofde land binne gegaan het na 'n tweede stoel lewe gegaan. Dawid, 'n man na God se hart, het 'n kompromiesluiterseun Salomo grootgemaak. En Jakob, die kleinseun van Abraham, en Abraham, weet julle, was die groot held in die Bybel gewees, nê? Hy het sy lewe in konflik met God spandeer. Dis waar Jakob hom bevind het. So ons kom dus tot die gevolgtrekking dat ouers met goeie bedoelings wat God dien, mense, nie altyd daarin slaag om kinders groot te maak wat die Here dien nie. Die Bybel wys dit vir ons. Daar's ongelukkig mense wat in 'n verhouding met God in die eerste stoel mag wees, maar in hulle verhouding met hulle kinders nie in die eerste stoel is nie. Dalk in die tweede stoel of in die derde stoel. Bruce Wilkinson, wat hierdie materiaal al vir langer as 30 jaar aanbied, het deur die jare bevind
dat 'n baie groot persentasie van eerste stoel ouers op 'n punt op 'n lewe kom waar hulle kinders 'n keuse vir Christus maak om Christus te volg vir redding. Die teendeel van tweede en derde stoel ouers is ook waar. Sulke kinders kies gewillig om Jesus te verwerp as hulle saligmaker. So, in plaas daarvan om vanoggend geïntimideer te wees deur hierdie boodskap, wil ek eerder hê, jy moet vanoggend aangespoor wees en jy moet vanoggend dink, aan watter area wil die Here dalk hê, moet ek deurbrake hê, sodat ek van hier na hier beweeg. Want waar moet ons eintlik wees? Hier of hier? Hier. Nee? Ons moet in die eerste stoel sit. Dis waar ons moet wees. So al sit jy vanoggend in die tweede stoel, kan jy die deurbrake ontvang, mense, wat jou kan laat sit in die eerste stoel. Dis die goeie nuus. Maar hierdie is 'n gemaklike stoel. Dis hoekom ek lekker hierdie comfort-braaistoel gebring het. Baie gemaklik om in hierdie stoel te sit. Baie gemaklik. Dis 'n lekker plek om te wees hierdie. Maar dit is so 'n lekker plek, nee, dat ons kinders nie eendag die Here gaan dien nie. Want ons sit op 'n lekker plek. Is jy tevrede met jou keuse? En miskien die belangrikste vraag, moet jy vir jouself vra. Wil ek vir altyd in hierdie stoel sit waar ek is? En ek wil afsluit deur te sê, 'n permanente lewensverandering is God se wil vir jou lewe en vir jou kinders se lewe. Maar is iets wat jy moet doen met 'n intensie. En weet jy wat? God is nou gereed om jou en jou familie vorentoe te skuif in 'n dieper volwassenheid in. Sodat jy sy seën kan ervaar en jou sy seën in jou familie kan ervaar. Maak nie saak om wat se geestelike toestand jy jouself bevind nie. God wil vanoggend, mense, vir jou 'n geestelike deurbraak gee. En ek wil hê waar julle vanmôre sit, maak julle oë toe saam met my vanoggend. Jy weet vanoggend waar bevind jy jou. Jy weet vanoggend of jy 'n tweede stoel is of 'n eerste stoel. En as jy 'n tweede stoel vanmôre is, sê vir die Here, Here, ek stap 'n pad saam met U, ek ken U, maar U is nie die kern van my lewe nie. Myself is nog steeds baie belangrik in sekere areas van my lewe. En Here, kom wys my hierdie areas en help my Jesus om te verskuif van 'n tweede stoel na 'n eerste stoel. Dat daar nie net sekere areas in my lewe is wat aan U behoort nie, maar dat alle areas in my lewe vir U behoort. Dat ek U wil soek in alles wat ek doen. En nie net dit wat vir my gemaklik is nie. En dat ek nie net sal hoop dat alles reg uitwerk nie, maar dat ek sal vertrou en my vertroue in U sit vir die lewe vorentoe. En as jy vanoggend in die derde stoel sit, wow, kan jy vanoggend van hier na hier skuif. Dadelik, as jy 'n keuse vir Christus maak om hom die middelpunt van jou lewe te maak. As jy sê, Here, gaan nie meer oor myself nie. Ja, Here, ek het miskien my lewe gelei op sekere maniere, ek het dalk sekere insigte gehad, maar Here, U Heilige Gees kom vanmôre en kom wys vir my dat ek vir U 'n keuse moet maak. Ek weet nog nie presies, Here, wat dit alles gaan inhou nie.
maar ek weet, ek vertrou U vir die uitkoms, soos wat Josua U vertrou het, en ek weet, Here, dat U gaan met my wees, en U gaan my nie alleen los nie. As dit vanmôre jy is, sê vir Jesus, om in jou lewe in te kom, en beheer oor jou lewe te kom kry. Al weet jy nog nie alles hoe dit gaan werk nie. Dankie, Here. Dankie vir elkeen wat vandag hier sit, wat ek weet, Here, U vanoggend lei om van een stoel na 'n ander te gaan. En sê dit self vir die Here vanoggend waar jy is. Ek hoef dit nie veel te bid nie, ek is nie jou middelaar nie, Jesus is jou middelaar. Praat met hom. Sê vir hom, Here, hier's ek. Ek kom vanoggend net soos wat ek is. En Here, of ek vanoggend moet skuif van stoel 2 na stoel 1 of stoel 3 na stoel 1, Here, U weet presies waar is ek. Kom verander my, Here. Kom vul my vanoggend met U Heilige Gees. Gee my die krag, Here, om uit te gaan en te doen wat ek moet doen. Of dit nou is in my huwelik, of dit is met my kinders, of dit is in die wêreld waar ek is, of dit is in die werk waar ek is, of dit net is, Here, in my eie lewe. Dankie dat ons U hiervoor kan vertrou. In Jesus se naam. Amen. Kom ons staan op en ons sluit af met die lied Today. Dis die lied van Brian Dirksen wat skryf, wat sê, Today I choose to follow you. Today I choose to follow you. En kom ons sing hierdie lied vanoggend met 'n oorgawe in ons hart. Choose to follow you today. I choose to give